Middag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons het gisterand gekyk na die boom van die lewe. Vanaand wil ek gaan kyk na die boom van kennis van goed en kwaad. Ons hoor daarvan in Genesis 2 vers 9. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. Party ouens sê dat die boom van kennis van goed en kwaad ook in die middel van die tuin was. Maar dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, daar was die boom van die lewe was in die middel van die tuin en daar was 'n boom van kennis van goed en kwaad. Kom ons gaan kyk in Genesis 3 wat gebeur verder. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Hier kry ons nou al sommer die heel eerste wit leentjie, die eerste ingekleurde waarheid. Abba Vader het vir Adam gesê, julle mag nie eet van daardie boom nie. Maar die oomblik, toe die slang kom met sy listigheid en sê, is dit wat God vir jou gesê het? Is dit regtig wat God gesê het? Onmiddellik moet sy die prentjie inkleer. En sy sê, nee, ons mag nie daarvan eet nie, en ons mag ook nie daaraan raak nie, anders sal ons sterwe. En toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. En in daardie oomblik word 'n saadjie gesaai in die mensdom, om soos God te wil wees. Om altyd beter te wil weet. Om altyd die waarheid so 'n bietjie in te kleur. In vers 6 lees ons, en toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het ook geëet. Nou ja, toe, ek gaan nou nie ingaan by daardie eerste oomblik van blame shifting nie. Ons gaan nou maar net bly by wat daar gebeur het. Ons wil kyk na die boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer eet ek van die boom van kennis van goed en kwaad en wanneer eet ek aan die boom van die lewe? Ons het gisterand gekyk dat Yeshua Mashiach, Jesus Christus self, hy is die boom van die lewe. Kyk ons na die ander boom, is dit die boom wat die onderskeid maak tussen goed en kwaad, tussen die seën en die vloek. Ons leer 'n baie belangrike beginsel hier, dat begeerte lê in die oë. Jy weet, ons lewe so in die tyd van Google, en ons het 'n begeerte, dis 'n tydperk in die tegnologie, wat kennis die meeste is, wat daar nog ooit was, en dit versprei of vermeerder eksponensieel teen so spoed, dat niemand dit amper kan meet op die oomblik nie. Want jy sien, as jy een bladsy oopgemaak het, op Google of Wikipedia, is daar altyd die volgende een, en die volgende een, en die volgende een, wat jy roep om dieper te gaan, om meer te lees, om meer te sien, om meer te weet. Dit is altyd iets wat begeerig is vir jou oë, om meer te weet. Is kennis op sigself dan nou verkeerd? Nee, verseker nie. Maar kom ons hoor wat sê die woord verder. 1 Korintiërs 8 vers 1 sê, en ek gaan net die tweede gedeelte gebruik, ons weet nou dat ons almal kennis het. Kennis maak verwaand, maar liefde bou op. So wat Paulus vir ons hierso sê is, oppas. Kennis kan jou maklik verwaand maak. Die Engels sê, it puffs up. Jy sien, as kennis sonder liefde oorgedra word, as kennis gaan oor wat ek weet en hoeveel ek weet, is dit 'n gevaarlike ding. Want kennis
maak ook baie keer liefdeloos, nie net verwaand nie. Kom ons kyk wat sê Spreuke. Spreuke sê, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Dit is die beginpunt, the beginning of knowledge. En dan sê hy, sotte verag wysheid en tug. Fools despise wisdom and instruction. So kennis is nie verkeerd nie, maar dit moet begin met wysheid. Ons kan nie kennis van wysheid skei nie. Want Spreuke 2 vers 6 sê, dit is die Here wat die wysheid gee. Uit sy mond kom die kennis en die insig. Die wysheid sal sy plek in jou lewe inneem, sê Spreuke 2 vers 10, en kennis sal vir jou iets aangenaam word. Wanneer? As jy eers eet van die boom van die lewe. Jy sien, ons mens, die mensdom, wil altyd tog die teenoorgestelde ding. Ons ou slang natuur, wat daardie dag in Genesis se geskiedenis opgestaan het. Daai slang natuur wil altyd beter weet. Jesaja 11 vers 2 sê, op hom, dis Yeshua, Jesus, sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die vrees van die Here. Kom ons vra die Heilige Gees om ons te wys, wanneer is ons besig met eet aan die verkeerde boom? As jy luister na 'n preek of 'n teaching, en Jesus is nie die middelpunt daarvan nie, maar die mens is die middelpunt. Die mens en wat die mens kan doen, en ek. Dan kan jy maar weet, hier word geëet aan die boom van kennis van goed en kwaad. Maar as hy die middelpunt is, dan weet jy, hier kan ek met 'n lekker hart eet, want ek eet aan die boom van die lewe. Vir my as verkondiger van die woord, is daar so 'n fyn lyn. Want ons wil graag vir die ouens kennis bring. Ons wil graag die goed oopbreek vir hulle. Maar die oomblik as dit gaan oor kennis, en nie oor openbaringskennis nie, dan is ons op 'n fyn lyn besig om dalk aan 'n verkeerde blaartjie te kou. So my boetie en my sussie, kennis is goed, maar as dit sonder wysheid gebruik word, is dit gevaarlik. Kom ons vra vir hom vir die wysheid, om die regte kennis, die regte insig te hê, om waarlik vrug te dra in die koninkryk van God. Abba Vader, U kom leer ons dat die boom van die lewe se blare bring genesing. Maar die blare van die boom van kennis van goed en kwaad bring dalk vernietiging. Maak ons oë toe vir dit wat die vyand voor ons kom sit, voor ons oë kom sit, wat tog so begeerig is. Nie daarin nog iets wat ek wil kyk, nog iets wat ek wil leer. Wat hang aan die takke van die boom van kennis en goed en kwaad. Bewaar ons daarvan asseblief. Maak ons oë oop, maak ons ore oop as U Gees praat, dat ons sal stop om daaraan te eet. Ons loof U vir die liefde dat U vir ons omgee, dat U ons lei. Amen.